Welkom by Rou en Regheid, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Regheid. Kom ons chat. Ek weet hierdie enetjie is bietjie laat en ek vra om verskoning daaroor. Ek het so 'n bietjie van 'n tegniese probleem gehad, but everything is sorted now en ek is ready. Vandag praat ons oor spooke van die verlede. En ek dink dit is iets waar baie van ons al mee sukkel of daagliks sukkel, en dit is spooke van die verlede. Dit is daardie onopgeloste bagasie wat ons terughou. Daai goed wat in ons gedagtes bly maal en maal en maal. En wat jou keer en my keer om vorentoe te beweeg in die lewe. Dit kan, as ek nou sê spooke van die verlede, kan dit enigiets wees van trauma, teleurstellings, foute, ex-verhoudings. Hoe leer 'n mens om die verlede te verwerk, sonder dat jou toekoms gaan steel? Jy weet wat ek bedoel is met dit, soos spooke van die verlede kom gedurig op, en dit het met my ook gebeur hierdie week. Dit is goed wat in jou verlede gebeur het, wat, kyk, jou brein werk basies soos 'n sekuriteit, kan ek maar sê. Want ons breins onthou die slegter beter as die goeie, want dit is basies om ons te waarsku dat die slegte goed nie meer met ons moet gebeur nie. So kom ons vat byvoorbeeld 'n ex-verhouding. Kom ons sê nou maar, jy is deur 'n baie slegte verhouding en jy en die persoon het besluit om julle paai te skei. En hier oor 4, 5, 6 maande tot 'n jaar, dan is jy weer gelukkig. Jy is weer op die been, jy het dalk iemand anders in jou lewe, en hier loop jy by 'n plek in, en daar staan jou ex, of die persoon waarmee jy in 'n verhouding was, of jou ex-baas, wat verstaan, iets wat sleg gebeur het in jou lewe. Daai emosies kom dadelik terug na jou toe. Dit is amper soos 'n alarm wat in jou kop aangaan om vir jou te sê, jy wil nie weer daardeur nie. So, dan voel jy al daai gevoelens op een slag. So, kom ek verduidelik julle hoe die verlede ons beïnvloed. Ons dink dikwels dat alle wonde genees. Maar die waarheid is, as jy nie bewus werk aan genesing nie, bly daardie wonde, daardie sleg. Baie mense leef met 'n onsigbare gewig op hulle skouers. Ek en jy, onopgeloste gevoelens van teleurstelling, seer en selfs skuld. Hierdie spooke duik op ons in ons keuses in ons drome in, en veral in ons nuwe verhoudings in. Wanneer 'n verhouding jou lewe oorskadu, is dit moeilik om vorentoe te beweeg as jy nog vashou aan die pyn van 'n vorige verhouding. Party mense verloor hulle self heeltemal, en wanneer dit verby is, voel dit asof hulle nie meer weet wie hulle is nie. Jy begin jouself bevraagteken. Was ek nie genoeg nie? Was dit my skuld? Of dalk het iemand jou op 'n lelike manier behandel, en nou glo jy dat jy nie liefde werd is nie. So ek wil julle graag 'n paar tekens wys wat jy kan uitken in jou lewe.
dat spooke van vorige verhoudings veral jou nog steeds terughou. En nommer 1 is, jy meet nuwe verhoudings, nuwe geleenthede aan die standaarde of foute van jou vorige een. Jy voel bitter, jy voel kwaad of jaloers wanneer jy aan jou ex dink of jou vorige werk of iemand wat jou seer gemaak het. Jy is bang om weer iemand toe te laat, want jy verwag dat hulle jou gaan seermaak. Jy is bang om nuwe geleenthede aan te pak, want jy is bang dat dit jou gaan seermaak. Jy hou jouself terug, want jy voel nie meer jy is liefde werd nie. Kyk, soms dink ons dat ons heeltemal oor iets is, tot 'n onverwagste ontmoeting die wonde weer oopkrap. Dit kan wees wanneer jy 'n ex onverwags sien of skielik dit asof al die pyn en teleurstelling weer in jou hart slaan. Daardie reaksie is normaal. Jou brein verbind daardie persoon met 'n tyd in jou lewe toe jy seer gehad het. Maar dit beteken nie dat jy is vasgevang nie. So, kom ons vertel bietjie oor wat kan jy doen wanneer 'n ou situasie jou emosioneel raak. Nommer 1 is, herken jou emosie sonder om jouself te oordeel. Dit is normaal om iets te voel, maar jy hoef nie daarin te bly vasklou nie. Herinner jouself hoekom jy uit daardie verhouding of daardie situasie is. Daar was 'n rede. En jy het al gegroei sedertdien. Laat gaan die mag wat hulle oor jou emosie het. Jy verdien nie in die hede te leef. Jy verdien om in die hede te leef sonder pyn van gister. En die laaste ene is, gee jouself tyd. Moenie jouself dwing om onmiddellik oor alles te wees nie. Genesing neem tyd. Soos wat ek in my vorige episode gesê het, the power of the pause, soos wat ek gehoor het by Mel Robbins. Dit is belangrik om bietjie te pause in jou lewe en te reflect. Of net tyd te vat vir jouself, om regtig te dink aan jou situasies en hoe om jouself te genees. En ek weet jy dink seker, okay Franco, dit is moes nou makliker gesê as dit gedoen, maar hoe maak ek nou vrede met my verlede? So ek sê vir jou vandag, herken jou seer. Jy kan dit nie oplos as jy nie erken dat dit bestaan nie. Wees eerlik met jouself oor wat jou seer gemaak het en hoe dit jou beïnvloed. En vergewe jouself en vergewe vir ander. Dit beteken nie jy moet iemand se sleg gedrag regverdig nie, maar dit beteken wel dat jy weier om daardie pyn langer te dra. En dan leer jy ook daaruit. Moenie daar gaan bly nie. Gebruik jou ervarings as lesse en nie as gewoontes en gevangenes nie. En dan skuif ons fokus. Dan begin ons bou aan 'n nuwe toekoms, in plaas daarvan om in die ou pyn en seer te kyk. Ons ontwikkel nuwe passies. Ons maak nuwe vriende en 'n nuwe siening oor liefde en selfwaarde. Want jy en ek is dit werd. So ek sluit hierdie episode af. Ons almal het spooke, maar jy het 'n keuse. Gaan jy dit toelaat om jou te beheer
of gaan jy kies om vry te wees? Onthou, jy verdien geluk. Jy verdien 'n nuwe begin. En jy verdien om jouself los te maak van wat jou terughou. Dankie dat julle weer ingeskakel het by Rou en Regheid. Dankie dat vir die wat wag elke Dinsdag en Vrydag. En ek is jammer ek het julle nou teleurgestel met gister se Vrydag se episode. Maar ek gaan kyk of ek vir julle 'n bonus episode in volgende week kan ingooi weer. Deel asseblief julle stories met my. Stuur boodskappe. Ek het Instagram, ek het Facebook. Los comments hier op Spotify. As jy iets het waarmee jy sukkel, laat weet my en ons kyk hoe ons jou deur dat kan kry. Praat met my, gesels met my. Ek is jou vriend. Tot volgende keer. En ek vra, groet vandag 'n vreemdeling. Smile en sê goeiemôre of goeienaand. Want 'n smile is soos dreamcatchers vir hartseer. En as niemand vandag vir jou gesê het nie, ek is lief vir jou en ek glo in jou. Totsiens.